Niemand van ons word in die oggend wakker met 'n begeerte om normaal te wees nie. 'n Groot begeerte om 'n dag te hê wat net bloot natuurlik is, om 'n lewe te leef wat geen verskil maak nie, wat nêrens kom nie, wat geen bonatuurlike aspekte het. Iets in ons dryf om meer te doen, om verder te gaan, om 'n verskil te maak, om bonatuurlik te leef. Deur die eeue heen is baie stories deur mense vertel. En die stories wat vertel word, het altyd twee komponente wat jy maar deur al die stories sal jy sien iewers kom iets van dit uit. Die een ding is dat jy sien altyd 'n held, iemand wat lewe bo die natuur, bo die gemiddeld uitstyg en iets doen meer as enigiemand anders. Die tweede komponent is 'n bonatuurlike komponent. Sneeuwwitjie met die vergiftigde appel. Die slapende prinses wat vir jare en jare slaap. Selfs die Griekse mitologie het iets van 'n bonatuurlike komponent tot dit. Lees nou die dag iets. Baie dankie. Lees nou die dag iets wat Jerry Jenkins gesê het. Hy sê good fiction must be entertaining. But what makes fiction special, what makes it great and true, is that the realness of the novel always carries something of a larger message. Die flieks wat ons vandag kyk is baie dieselfde. Dis ook stories van mense met bonatuurlike vermoëns, met 'n lewe van 'n held, 'n lewe wat bo die natuurlike uitstyg. Superman, Batman, He-Man, Spider-Man, The Incredibles, James Bond en Die Hard. Al hierdie flieks het iets van 'n bonatuurlike, iets van 'n meer as net die alledaagse aan. En dit laat ons wonder, selfs meer as wonder, dit laat ons begeer dat daar iets meer aan ons lewens is. Meer as die gewone, meer as die normale, meer as die natuurlik. Ek onthou hoe ons as kinders Superman gaan kyk. En daai Kersfees het my maale vir ons, elkeen van ons 3 boeties, 'n Superman suit gekoop. En ons is oortuig as ons hierdie pakke aantrek en ons sit daai cape aan en ons hou ons vuis net reg, kan ons vlieg. Dit was nou oortuig tot ons van die dak af probeer spring het en agtergekom het dat ons kan. In Handelinge, hoofstuk 8, lees ons 'n storie van 'n towenaar, Simon, wat in 'n stad in Samaria gebly het. Nou, Simon die towenaar het die hele stad betower gehad. Die hele stad het letterlik aan sy lippe gehang en as hy gepraat het, was die mense daar. Dit was nou tot Philip daaraan gekom het. Philip het vir die mense 'n storie vertel van 'n man wat op water geloop het en met 5 broodjies en 2 vissies 5000 mense gevoed het. 'n Storie van 'n man wat onskuldig doodgemaak is aan 'n kruis om hulle met God te versoen. Skielik, soos Philip die storie vertel het, bonatuurlik pos gevat in mense se harte. Skielik is hulle versoen met God en het hulle 'n lewe geleef bo die natuurlike en hulle was nie meer geïnteresseerd in Simon en sy toertjies nie. Selfs Simon is uiteindelik met God versoen en bonatuurlik, ware bonatuurlik is binne in hom wakker gemaak, soos wat hy in verhouding met God gestaan het. Philip het vir die mense hande opgelê en vir hulle gebid en die Heilige Gees het oor hulle gekom. En skielik het hulle bonatuurlike dade gedoen, wonders en genesings en profetiese woorde het uit hulle uitgekom. Simon wou ook die gawe gehad het, hy het al sy geld gevat en dit vir Philip aangebied en gesê hy wil hierdie ook koop met die gedagte om dit weer te verkoop. Maar die bonatuurlike gawe was nie te koop. Ons is
uit God geskep. Deur Christus met God versoen en nou is ons die kinders van God. Die Heilige Gees kom en hy gee vir ons bonatuurlike vermoëns in die aarde, dis nie ons tuiste nie. Ons het bonatuurlik in ons ingeprogrammeer. Kom ons rig ons lewens na bo en leef bonatuurlik.